Rigters, hoofstuk 14. Toe gaan Samson af na Timna, waar hy 'n mooi Filistynse meisie raak gesien het. Hy het weer opgegaan na die bergwêreld en dit aan sy pa en ma vertel. Daar in Timna het ek 'n mooi Filistynse meisie ontmoet. Ek wil hê julle moet haar vir my as vrou kry. Sy pa en ma het hom gevra, is daar dan nie mooi meisies onder jou stam nie, nie eers een onder die hele volk nie, dat jy nou 'n vrou soek tussen daardie onbesneede Filistyne? Hy het sy pa geantwoord, julle moet haar vir my kry, want sy is net die een vir my. Sy pa en ma het nie besef dat hierdie hele ding eintlik van die Here af is nie. Die Here het iets gesoek om teen die Filistyne te gebruik, omdat hulle op daardie stadium oor die Israeliete geheers het. Samson het toe saam met sy pa en ma afgegaan na Timna toe. Daar naby Timna se wingerde het daar 'n leeu op Samson afgestorm, al brullende. Toe raak die gees van die Here vaardig oor hom, en met sy kaal hande skeer hy die leeu uitmekaar soos mens met 'n bokkie sou doen. Hy het oor die saak stil gebly teenoor sy pa en ma. Samson het toe in Timna gekom en met die meisie gesels, en hy het sommer baie van haar gehou. Later, toe hy weer afgegaan het na Timna om met haar te trou, het hy eers 'n draai by die leeu se karkas gemaak. Hy sien toe dat daar 'n bynes vol heuning in die karkas was. Toe haal hy van die heuning uit wat hy langs die pad geloop en eet het. Hy het ook van die heuning aan sy pa en ma gegee, wat saam met hom daarvan geëet het. Hy het egter nooit aan hulle vertel dat hy die heuning uit 'n leeu se karkas gehaal het nie. Sy pa het na die vrou se huis toe afgegaan, en net soos die jong manne van sy tyd gemaak het, het Samson daar 'n onthaal gehou. Daar is toe 30 manne aangestel om naby Samson te wees, die oomblik toe die Filistyne hom vir die eerste keer sien. Toe sê Samson vir hulle, kan ek maar aan julle 'n raaisel gee? Indien julle dit binne 7 dae oplos, die tyd wat die fees duur, gee ek vir elkeen van julle 30 manne 'n hemp en 'n stel klere. As julle egter die raaisel nie kan oplos nie, moet julle vir my die 30 hemde en 30 stelle klere gee. Hulle antwoord toe, dis reg, vra maar, laat ons jou raaisel hoor. En Samson sê, daar is iets te ete in die eter, en daar is iets soets in die sterke. Na 3 dae kon hulle steeds nie die raaisel oplos nie. Die 4de dag het hulle na Samson se vrou toe gegaan. Jy moet jou man oortuig om die raaisel aan ons te verklaar, want as jy dit nie doen nie, gaan ons jou en jou pa se huis aan die brand steek. Het julle ons hiernatoe genooi om ons te besteel? Toe neel sy by Samson. Het jy my regtig lief? Ek dink eerder jy haat my. Jy het vir hierdie jong manne uit my volk 'n raaisel gegee, maar jy het nie eens vir my dit uitgelê nie. En hy antwoord haar, vir wat sal ek dit doen? Ek het dit nie eens vir my pa of ma uitgelê nie. Vir die res van die 7 dae, solank as wat die fees geduur het, het sy gedurig by hom geneel. En omdat sy so aangehou het daarmee, het hy op die ou end, op die laaste dag, dit aan haar uitgelê. Sy het dadelik die oplossing van die raaisel aan die manne bekend gemaak. Toe, op die 7de dag, net voor die son gesak het, het hulle geantwoord, kan daar iets soeter as heuning wees, of is daar iets sterker as 'n leeu? Daarop sê Samson vir hulle, julle het beslis met my kalf geploeg, want as julle dit nie gedoen het nie, sou julle dit nie kon uitlê nie. Toe raak die gees van die Here vaardig oor Samson. Hy het na Askelon gegaan en 30 van hulle manne doodgemaak. Hy het al hulle besittings van hulle afgeneem en hulle klere het hy aan die 30 jong manne gegee wat sy raaisel opgelos het. Bitter kwaad het hy vertrek na sy pa se huis. Daarop is die vrou van Samson aan sy vriend, wat as sy strooijonker opgetree het, gegee.